Goeiemôre, good morning. Baie dankie dat julle gekies het om hierdie Woensdagoggend saam met ons te begin. Raas, daar's heel wat op die spyskaart, sal ek vir jou vertel? Asseblief. Goed, kom ons spring weg. Belastingseisoen is hier en Anja Meyer van Finero help ons om sin te maak van die sperdatums vrae en ook die papierwerk. Ons gesels ook met Amorey Clark wat gekies is om Suid-Afrika by 'n internasionale junior vroue bofbaltoernooi in die VSA te verteenwoordig. Lorraine Olivier van Style & Make-up Effect gesels oor hoe om animal prints stylvol aan te trek en Danny Smoke kuier by ons met sy nuwe enkelsnit naam weggooi. Ja, want jy wil nie jou naam weggooi om 'n Het jy zebra en 'n leopard en 'n alles in een uitrusting aan te trek nie, of dalk sal Lorraine sê dit is aanvaarbaar. Het jy al jou naam weggegooi, Ras? Menige keer. En jy? Weet jy wat, ek sou sê, enigiemand wat seker nou maar op 'n tafel klim en dans, gooi my naam weg, jy weet. Verstaan. Hy is stewig die een. Kom ons beweeg aan na ons oggendpraatjies. A group of high school students in China building the world's largest remote-controlled paper airplane earned themselves a new Guinness World Record. The project was led by 16-year-old Zhu Junji and a team of students from Shenzhen Zhili Middle School. After nearly 6 months of planning, designing and testing, they successfully created a giant RC paper plane with a 6.06 meter wingspan and a 5.06 meter fuselage length. The aircraft flew successfully for around 15 minutes before landing safely, proving that it was much more than just a record-breaking display piece. The team faced major engineering challenges, including keeping the aircraft lightweight while ensuring it remained strong and stable in the air. They used lightweight KT boards reinforced with carbon fiber strips and went through several design versions before finding the right balance. The students said their goal was not only to break a record, but also to showcase the innovation, creativity and engineering skills of young people. Ek wil nou, weet jy wat, ek sê maar hier is nie papier nie, anders het ek vir jou gevra dat jy vir my wys hoe om 'n papiervliegtuig te vou. Wou vir jou gevra het om vir my te wys, want ek kan nie. Ek hier het al gedoen, maar dit het my so lank geneem in my lewe om te leer hoe om dit te doen en om een te kan vou wat wel vlieg. Want dit werk nie altyd nie. Dit doen nie. Maar hierdie is indrukwekkend, dit is op 'n ander vlak. Dit is op 'n ander vlak, but is it really a paper plane if you had to reinforce it with carbon fiber? That is a very good question. Nee, maar Very technical. Dit very technical. But a very good Extremely question. technical. Ja. En dit is net vir my regtig indrukwekkend dat tieners regtig so gefokus is op innovering of innovasie en hoe tegnologie eintlik gebruik kan word om iets wat 'n ou ding is. Like, paper planes have come such a long way for many hundreds of years, I'm sure. And now here they are using technology to just make it better and set a Guinness World Record. Jy sien, en dit is wat vir my uitstaan van vandag se jeug, is die feit dat hulle konstant besig is om te dink aan die ou manier van dinge doen en hoe hulle dit anders kan maak of kan verbeter in die proses. Ja. 'n Guinness wêreldrekord, Ras. Ja. Wat gaan ons doen om ook so 'n rekord te behaal? Ek weet nie of jy gehoor het van die dorpie wat het ons dit op hierdie program gedoen. Ek vergeet soms, ek word soms bietjie confused tussen 'n radioprogram en hierdie. Maar daar was 'n dorpie wat hulle het like the laziness competition waar jy kan so snap en jy kan lees en jy kan ongelooflik. I think it was in Montenegro where you could do. I would like to be in that Guinness World Record. Dit klink vir my nou 'n maklike een en 'n lekker een. Ja. Kan ek saam met jou aan deelneem? Asseblief. Ek dink ons moet Montenegro toe gaan Ja. en ons moet by daardie wêreldrekord aansluit. Ja, nee, definitief. Net voordat ons aanbeweeg wil ek ook vir jou vra. Ek sal met 'n paar borge ook gesels. Dis al hoe ons dit kan doen, nee my Rasie. Ja. Nee, maar ek dink tog, jy weet, om terug te kom by hierdie papiervliegtuigie, is dit nou papier? Is dit nou nie? Ons weet nie. Maar ek dink dit plaas ook net weer eens die klem op die feit dat iets soos wetenskap en daai soort vakke nogal redelik belangrik is ook in skole, nê? Yeah, those STEM subjects. And also the other thing that really needs to be kind of emphasized in terms of STEM is to get young girls involved in STEM as well. Want dit is nie noodwendig dat dit net seuns is wat daai tipe vakke en daai tipe belangstelling het nie. That there are so many young girls that are interested in all of these
technical engineering, Ons maths, sien dit met science, Formule 1. technology. Ja. Exactly. Kyk Ja. vir Susie Wolf. Ja. Kyk vir Presies. Susie Wolf. Goed, nou ons beweeg oor na 'n ander storie toe. 'n Groep duikers het geskiedenis gemaak toe hulle glo die heel eerste onderwater video van 'n volwasse wit doodhaai in sy natuurlike habitat in die Middellandse See opgeneem het. Nou die duikers was besig met 'n poging om visnette van 'n skeepswrak te verwyder toe hulle die reuse roofdier onverwags naby hulle sien swem het. Ek kom iets oor. Dirk Remes, 'n vrywillige duiker, het die ontmoeting as beide opwindend en sinietergend beskryf, ons kan dit verstaan, en erken dat sy hande, terwyl hy die kamera probeer hanteer het, gebewe het. Ek dink daai kamera sou uit my hande geval het. Ja. Nou hoewel wit doodhaie voorheen relatief algemeen in dele van die Middellandse See voorgekom het hulle getalle weens oorbevissing en ander omgewingsdruk oor die jare dramaties afgeneem. Wetenskaplikes vrees nou dat die spesies heeltemal uit die streek kan verdwyn. Marinebioloog sê die video is uiters skaars en wetenskaplik waardevol, aangesien dit nuwe insig in een van die oseaan se mees ikoniese roofdiere bied. Bewaringsbewustes hoop dat die waarneming groter beskerming van die Middellandse See se marine ekostelsels sal aanmoedig. En weer eens sien ons, ek dink daar's verskeie kwessies wat hier betrokke is. Jy weet Raas, ek meen ons sien gereeld dokumentêre en so aan. Persoonlik is ek altyd bekommerd oor die seelewe. Dit is vir my, dis my eintlik hartseer om te verneem dat dit gebeur. Maar dit beteken nie dat ek sal wil hê dat enige spesies wat so groot is of wat as 'n roofdier beskou is, so naby aan my moet swem nie. Toe jy sê, ek kom iets oor, toe wil ek net, ja, jy gaan nie daai ding afneem nie, jy gaan jouself so gou as moontlik uit daai situasie uitkry, maar ek dink, die feit dat hulle dit kon vasvang, met 'n bewerige hand en al, I think that's a real achievement, and we've spoken recently actually on the show about exploration in space and all of that. I think we know even less about what's happening underneath Absolutely. the surface of the earth. Do you know what I mean? Like, I think there's so much down there that we have no idea about, and the exploration is still going to take, I think, many hundreds of years for us to even scratch the surface of all the different things that are down there in the sea. En ek weet nie of ek van almal wil weet nie hoor. Want van daai diertjies lyk nogal 'n bietjie vreesaanjaend, maar net vinnig, het jy al ooit daai sogenaamde cage diving gedoen? Nee, het jy al? Ja. En sal jy ooit? Nee. Selfs is die hok Selfs al is ek toe, nee. No, not interested. I would do it. I definitely, if the opportunity came, I would definitely do a little bit of cage diving, I think. Nee, jy het meer moed as ek. So goed, jy kan dit gaan doen, maar jy's op jou eie. Ons sal iets anders saam doen. Elsa sê, ek kom iets oor, moet niks oorkom nie, want ons is nog vir 'n rukkie op die lug. Bly ingeskakel. Ons gesels net hierna oor die moets en moenies wanneer dit kom by die nuwe belastingseisoen. So, jy en jou beursie en jou Excel spreadsheet bly net waar jy is.